Kom ons volgende podcast. Vandag praat ons bietjie oor geboortefotografie. Nee? Dis gewoonlik die gesig wat ons kry as ons sê ons is geboortefotograwe. Maar ja, vandag se episode is basies net om meer inligting te gee hoe dit werk. Daar is maar 'n groot wanpersepsie daar buite oor wat geboortefotografie is en hoe dit werk en ja, so ons wil net 'n bietjie lig op die onderwerp bring vandag. Ja. So, moet jy begin? Wat het jou besluit om dit te doen? Ja, ek dink dit is 'n belangrike vraag. Baie, ek dink antwoord jy dit sommer eers. Ja, gaan jy eers. So ek het nie geweet van geboortefotografie tot een van my vriendinne vir my gevra het om 'n geboortefoto af te neem nie. So sy wou tuisgeboorte doen. Sure. En sy het eers dit was dit vir 'n tweede, derde kind, want sy het eers 'n tweeling gehad. En sy wou toe nou 'n vaginale geboorte doen na 'n keiser. En hulle laat haar toe nou nie toe om dit by haar huis te doen nie vir mediese veiligheidsredes. En so begin ek toe nou uitvind oor maar wat behels dit nou om in 'n hospitaal te gaan neem, want jy kan nie net daar instap en gaan geboorte afneem nie. So toe begin ek navorsing doen en ek vind toe uit van SAPA. Ja, toe het ek aangesluit by hulle en uitgevind hoe dit werk. Dan moet jy nou 'n hele maar soos 'n toets doen om geregistreerd te kan wees en jy kry lisensie en die hele storie. En my vriendin sê toe vir my, jy hoef nie al die moeite te gaan om nou net my geboorte te doen nie, maar ons is baie close en ek sê toe van, ek wil dit regtig graag doen. En toe het ek dit gaan doen en ek het gedink dit gaan net 'n once-off wees. Ek was soos, okay, ek gaan nou hierdie fooi betaal vir 'n jaar, maar jy weet, ek gaan dit nou nie weer doen nie. Ja. Ag nee, wat? Daar is die liefde toe nou. Maar ek is nog van kleins af altyd geïntrigued met geboortes en babas en ek is net soos ingebore. En is eintlik vir my shocking dat ek nie geweet het van birth photography voor dit nie. Ja. Weet jy, dit het net nie wat... Dis nie 'n welbekende... Nee, dis nie 'n welbekende ding nie. Ek meen, ek is so spyt, ek het nie, kon nie my eie kinders se geboortes laat afneem nie. Dit het net glad nie so vir my uitgewerk nie, maar in elk geval, so toe het ek nou haar gedoen en toe is ek net in love met die hele proses en klink seker vreemd vir mense as wat nou in luister. Ja. Dis regtig net so cool en dis net so mooi en rou en net mooi en rou, So toe het ek vir haar gevra of ek maar haar foto's kan deel en sy het toe nou ja gesê en toe van daar af toe het ek nog geboortes gekry en toe dit net wonderlik en toe het ek nie geweet eintlik of ek die volgende jaar gaan aanhou nie en nee, wat is ons nou? Amper 4 jaar later. Dis nogals 'n groot commitment ook, want ons betaal 'n jaarlikse fooi. Ja, so dit is nie net sommer jy commit en En ek onthou ook toe ons aansoek of toe ek aansoek gedoen het en so jy moet ook jou portefeulje deurstuur. Ja. So jy moet maternity shoots, newborn shoots, dat ek dink hulle net sien jy is 'n gevestigde fotograaf en hulle wil jou werk sien. Okay. En jy moet ook 'n motivering skryf oor hoekom jy dit wil doen. Ja. En jy? Ja, so myne was min of meer dieselfde nie. Ek het 'n baie goeie vriendin van my nou nog, hulle het intussen al uit George uitgetrek, maar ja, sy het my oudste, my 5-jarige se geboorte gedoen, 2020 in COVID. Ja, dit was baie toegelaat. Sy het toelating gekry. Ek dink ek het ook 'n motivering geskryf daarvoor. En ek dink ook my ginekoloog op daai tyd het ook 'n motivering geskryf. Maar ek het net vir hulle gesê, dis regtig soos 'n non-negotiable vir my. Tensy vir 'n mediese rede, dat nie toelaatbaar is nie, maar dit is vir my, as fotograaf, is dit vir my, ek wil alles document, alles. My phone se memory is vol van alles. So, dit het begin met haar wat eers my geboorte gedoen het van James, en dit was regtig 'n dramatiese geboorte. Ek dink ek het 'n keiser gehad met hom, en daar het dinge, dit het my so 'n bietjie geshake, as ek dit so kan stel, daai hele geboorteproses. Ja, dit was regtig rof, dit was baie dramaties, goed wat gebeur het, en en toe
ons gaan later daar praat, die sielkundige kant van geboortefotografie, maar as dit nie was vir daai geboortefoto's waarop ek kon terugkyk en deur daai trauma werk van die geboorte nie, sou ek nooit die waarde daarvan besef het nie. Ja. So ek het toe nou, ek dink 'n jaar, nee, heeltyd bly dat jy my agterkom, maar yes, amper soos jy ook, van kleins af, want ek is so intrigued met die proses van geboorte, en ek is nog altyd baie lief vir, jy weet, ek lees vir my mediese joernale, soos ek wil heeltyd myself opskerp op dit, nie dat ek is glad nie 'n mediese, jy weet, 'n professionele mediese, ek wil meer weet, en ek wil goed diep verstaan, ja. En so dit is daar waar dit gebeur het, en ek onthou ek het nog kontak gemaak met jou, en ek het heeltyd met Wessels, ek het heeltyd met haar ook gesels, van gesê, ja, ek wil dit doen, maar die seisoen was net nie reg nie. James was baie klein, eerste keer wat ek 'n ma is. Ja, jy het my gevra oor dit, en toe gaan 'n lang tyd verby. Ja, wat ek toe nou dit sê jy, maar jy ja, ek dink Haddon, ons jongste, was nou seker soos 'n jaar oud of iets. Toe voel ek, okay, nou is ek of jy weet reg daarvoor. Maar ja, toe het ek nog na jou toe uitgereik, het jy vir my die nommers en die e-mails en alles aangestuur, en dis toe ons, ja. Jy was nog so half, moet jy dit doen? Ja, ek was baie huiwerig. Ja. Nou het ek 'n buddy. Ja. Dit is lekker om 'n buddy te hê in die industrie. Dis goed, ja, want 'n mens baie keer, ja, is goed om 'n backup te hê, en ook mekaar se klankborde na 'n geboorte om net te kan, dit is nogals lekker om vir jou te kan te reflekteer, 'n lowdown, ja, iemand wat actually gaan verstaan. Ja, die situasies wat gebeur het, om te sê, hoorie, volgende keer probeer eerder dit, of vermy dit, of jy weet, met mekaar half te kan aanspoor, en Ek moet sê, daai tydjie wat ek dit alleen gedoen het hierso, was vir my nogal, nou dat ek terugdink, het ek dit nie dadelik dalk besef nie, maar nou dat ons dit saam doen basies, jy sien, voel ek, wat het ek gedoen toe jy nie daar was nie? Dus ek het nie 'n backup gehad nie. Ja. Dit was nogal stresvol geweest, Dit was nogal. Maar jy het my definitief bietjie meer aangespoor om meer geboortes te vat en meer te adverteer. Ja, want ek was maar baie soos, you know, as dit na my toe kom, dan moet dit so wees, dan moet ek daai geboorte doen. Ja. So, dankie vir jou. Dit is baie lekker. Ja, so ons het dit goed gedink om net dan nou vir die luisteraars en die kykers ook te vertel oor die entiteit van, jy weet, van SAPA, onder wie ons val. So SAPA is South African Births Photographers Association. So hulle is basies die liggaam wat alle geboortefotograwe in Suid-Afrika oorsien. So ek weet nie of jy 'n bietjie meer wil praat oor ons Oath of Conduct. Ja, so as jy nou jou toets, of wat ook al, ek weet nie wat mense dit nou noem nie, doen, daar's 'n Oath of Conduct, en daar is alles wat jy basies mag en nie mag doen in praktyk, en mag afneem en nie mag afneem, is daarin. En hulle gee dan vir jou scenario's van wat moet jy doen in sekere situasies, en jy moet daai scenario's reg beantwoord, laat hulle vir jou lisensie kan gee, want jy moet weet wat om te doen in watter situasie. Soos real life scenario's, soos hoe goed uitspeel. Yes. Wanneer hulle gee vir jou scenario's soos, wat moet jy doen as daar 'n babatjie is wat geresus moet word? Mag jy dit afneem, mag jy dit nie afneem? Wanneer moet jy uit die kamer uit beweeg? Jy weet, wanneer moet jy wat doen basies? Want jy kan nie meer daar instap en net alles afneem, en dit is teen die reël. Ja, mens besef, jy sien nou net Salt and Light Photography of Aniku Photography wat nou net daar instap en net 'n geboorte afneem nie. Ons is totaal verbind. En jy moet respek hê vir die susters, die dokters, vir almal natuurlik. Jy moet jou plekkie ken. Want dit bly nog steeds, jy weet, jy werk in die mediese veld nou. En ons is nie medies opgelei nie. So ons, dis so belangrik wat jy sê, daai respek vir wat ook al gebeur. En dan, ek dink ietsie wat ek graag wil noem, en wat mense dalk nie besef daar buite nie, is dat om 'n geboortefotograaf te wees, dis 'n gespesialiseerde skill wat jy
Ja. wat jy leer. Ek weet dis nou Niche. ja, is 'n niche, ja. Niche, ja. Jy kan nie net 'n fotograaf wees en 'n geboorte gaan afneem nie. Jy moet jou papierwerk, jy moet jou lisensienommer, jy moet alles hê. So dit is 'n absolute gespesialiseerde ding. En ja, ek dink baie van dit kom maar met ervaring. Ja, so dit is belangrik dat mense verstaan. Dis nie Dis nie net enige iemand ja, stap in 'n hospitaal in met 'n kamera. ja, jy kan nou nie jou beste vriendin vra wat 'n Ja. kamera het, hoorie, Kom neem my geboorte af nie. Ja, ja. So selfs sê net maar jy het 'n doula. Jy kan nie vir die doula sê Ja. of foto's niemand hulle ken nie. As hulle nie 'n geboortefotograaf is nie, gaan hulle nie die reëls Ja, ken nie. ken nie. En ja. Kom ons praat oor die admin van dit. Want daar is nogal baie Ja. papiertjies wat Ja. geteken word. Ja. Ja. So die dokters, veral pediaters, narkotiseers, hulle moet almal teken vir ons om daar te mag wees. Ja, ja. Ja. So head of theater ook vir 'n keiser. Ja, soos die Head hoof of van maternity teater. ward, ja. So hoe ervaar jy daai papierwerk as jy dit vir 'n mamma moet gee? Ja, ek dink dit ek probeer dit eenvoudig hou vir 'n mamma. Ek dink dit kan nogals overwhelming wees want nou het jy hierdie bevalling wat Ja. voor lê. Jy het al daai en nou nog hier kry jy nou papierwerk om te doen. So ek probeer maar net altyd vir die mamma highlight waar om te teken, net in te vul en die res Ja. sorteer ek uit. Ja. En ja, dan soos ons nou maar gevestig is by George Medikliniek, ons het ons kanale en ons kontakpersone vir wie ons dan nou vorms heen vat of ja, jy weet waartoe dit moet gaan en ja, iets wat ek dink belangrik is dat die persoon se ginekoloog moet toestemming gee. Jy kan nie 'n Hulle geboorte teken afneem. eerste, want ja, ek gee altyd die papierwerk vir my ma's wat gaan kraam voor hulle gaan na 'n afspraak toe. Sy, Die dokter teken dit daar en die res word dan nou by die hospitaal. Ja, as 'n mens dan nou hulle toestemming het, dan Ja. weet jy okay, jy kan nou die Ja. proses verder vat. Ja, dit is nogals overwhelming, maar ek sal dit so jy weet so min as moontlik of dat die mamma so min as moontlik hoef te doen. Stres oor dit. Ja, rondom dit doen. So as dit kos dat ek iets moet gaan optel of aflaai Ja. of as hulle nie noodwendig kan sien vir e-mails of wat ook al nie, dan sal ek dit ook doen. Ja, net om Ek sê gewoonlik vir hulle as ek het altyd 'n ontmoeting met hulle voor die tyd, dan Ja, sal ek dit sommer vir ook. hulle die papiere gee as dit Ja. dan nou so uitwerk. Andersins print hulle dit altyd. Ja. Meeste van die mammas is fyn om dit te print en dan sê ek hulle moet sommer in hulle tassie sit. Ja, om na hospitaal te toe, vat. En dan ja. kry ek dit daar en alles is afgehandel. Ja. Dan hoef hulle nie meer oor dit te ja, worry nie. vorms raak nie weg nie en Ja. al daai dinge. Ja. Ja, so die admin, ek dink dis maar fooi tog. Ja, as ek so in die hospitale kyk ook al wat die susters doen is en die dokters ook, Admin, hulle dis ja. baie admin, dis baie skryfwerk, ja. Ek voel eintlik hulle almal het PA's nodig Ja. om net altyd jy weet vas te vang wat hulle doen. Maar ja, ek dink dit is ook baie belangrik om goeie verhoudings op te bou met die personeel in die hospitaal, om hulle te respekteer, te weet dat hierdie is hulle spesialiteit en Ons is nie indringers nie. ja, ons is nie werk indringers nie, ons saam. werk saam met hulle alongside them. Ja. En ja, op die einde van die dag wil jy nie instap en enige situasie moeiliker maak nie. Ja. Jy wil dit so maklik as moontlik hou. Jy moet jou presence moet van so 'n aard wees dat hulle eintlik nie eens agterkom. Ja, dat jy daar is is daar nie. nie. Ja. Ons sal graag ook, ek dink ek sal dit net weer aan die einde ook noem van die podcast, maar miskien ons kan dalk vra inkry. vrae sal goed wees. Ja, wat ons daar kan antwoord rondom geboortefotografie. Wat ons raak nou net aan 'n paar goed, maar ek weet daar is baie vrae daar moet vrae buite. wees. En ook, Ja. ek dink ons mense wat dalk dit wil doen, maar huiwer, Ja. want dit is 'n scary ding. Ja, dit is 'n Jy's vulnerable Ja. en hier kom iemand vreemd en Ja. is in jou baie vulnerable spasie. Ja. Ja. Whether dit 'n vaginale geboorte of 'n keiser Ja, is. enige een van die dit is twee, altyd dis 'n vulnerable. baie vulnerable spasie, Ja. ja. Kom ons praat dalk oor wat is geboortefotografie nie. Ja. Want ek dink dit is een van die goed wat mense soos hulle koppe gaan dadelik so. Ja, ja. Soos ek dink as mense dink aan geboortefotografie, dink hulle aan hier word alles nou afgeneem. Ja, Jy weet, wat is die soos, tipe wat is- vrae wat jy kry of die
Die reaksie, uitdrukkings, dis is, ek neem nie dit af. Ja, Dis ja, is, ja. So, Ja, dit ja. is letterlik die reaksie. Soos, Ja, kom soos, wil jy daar wat? wees? Wat is Soos dit? geboorte. Ja, soos geboorte, is jy daar? Is jy daar, Ja, as dit gebeur, ja. ja. Ja, dis seker maar wat Maar jy dis kry. vreemde seker reaksies. Vreemde reaksies, maar Ehm, ander mense, daar was al reaksies van, dis cool, jy Ja. weet, maar dis min. Ja, dit Oh, is reaksies min, is dis nie in die so baie nie. minority, ja. Ja. Meer van 'n, dis ongelooflik, jy weet, Ja. ek wens dit was daar in my tyd. Ja, nee, dis Sulke tipe goed, ja, maar dit is maar minder, ja. So wat dit nie is nie, dis nie 'n fotosessie nie. Ja. Dis nie 'n ja. ek kom nou in en smaal vir die kamera of Ja. doen dit, daar word nie geguide nie. Ja, ja. Ons is net daar. Dis die teenoorgestelde van 'n gewone Yes. fotosessie, Ek wil dit basically. eintlik nie eens 'n fotosessie noem nie, Ja, ja. want dit is nie wat dit is. Ja. Ja, dis 'n dokument. Jy is eintlik geboorte, jy maak 'n documentary eintlik van 'n geboorte in exactly. fotos. Ja. Jy neem die hele storie af. Jy vertel daai geboortestorie. Ja. So is belangrik wat jy nou gesê het van ja, jy sê nie vir hulle hoe om te sit, hoe om te Nee, staan. jy guide nie, sê nie pappa sit nou daar of jy weet, smile nou hier of Ja. kyk vir die kamera, niks van dit. Skuif daai botteltjie. Nee, niks. Draai Alles daai word kassie. net so afgeneem. Ja, net so. Sal die botteltjie uit edit as hy my pla, as hy die jou blou pla, botteltjie. Ja, ja, ja. Maar nee, Die botteltjies dit is- Energide. Ja. So ja, maar dit is glad nie wat dit is nie. En ek Ja. dink dis dalk veral vir die pappas is dit Ja. want oor die algemeen hou mans maar nie baie van fotos nie. Die mans is meer familiesessies en goed, hulle is maar Huiwerig. meer soos maar ek moet sê en ek dink in jou ervaring ook, al die pappas het nou al vir my kom sê na die tyd, hoorie, dit was nou cool. ja. En dit was ja. hulle wat eintlik bekommerd was voor die tyd, Ja. waar die ma dit baie graag wou Ja. doen. Ja. En die paas was soos, okay, ons doen dit nou maar vir my vrou. Ja. En hulle was soos, Ja. jy sê, dit was nou Dit was nou nie dit was nie nie so erg nie. Dit was glad nie En wat dan ek gedink waardeer het hulle nou nie. die foto's na die tyd eintlik Ja. meer as Ja. wat hulle dalk sou dink. En dit haal die druk dan van die pappa af in daai oomblik Ja. om sy foon te moet uitdruk, Exactly. fotos te neem en video of wat ook al, jy weet, om dan net hierdie proses vas te vang. Om 'n geboortefotograaf daar te hê, laat toe dat die pappa totaal en al In die oomblik kan wees. in die oomblik kan wees, ja. By Ja. kan fokus op sy vrou. Kyk, sy En is ek okay. dink ook vir al die paas het voor die tyd nogal vir alles wat nou by eerste baba is, soos hulle het geen idee van die proses nie. Ja, So hulle ja. is skrikkerig en opleserig Ja, vir die proses. So ek ja. dink die gedagte van 'n fotograaf nou ook daar Ja, freak hulle dalk nou heeltemal ja, uit. ja. Maar ek beloof julle in daai oomblik Ja. jy besef nie eers daar's 'n fotograaf. Jy weet nie eens Dis ons soos bestaan nie, ja. Vlieg teen die muur. Ja. 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 Ja, daai is so belangrike punt, so belangrike punt. Ja, so wat dit dan wel is dan soos jy nou gesê het, vlieg teen die muur. Ons is net daar en iets wat ek ook altyd vir my kliënte sê is ek sit nie heeltyd daar in jou spasie Nee. en ons is maar in en uit, Ja, veral met 'n lang cinemas Ja. met 'n lang vaginale geboorte. Ja. Soos jy sit nie die hele tyd daar by die kappel en Ja. wag dat iets gebeur nie. As ons lees die situasie. Ja. As jy sien, okay, gaan nou nie veel gebeur wat jy nou kan afneem Ja, nie, dan ja. gaan sit ons buite, Ja. ons wag Ja. en praat maar met die susters en hou die dinge dop. Ja. Ja, en besluit dan wanneer dit reg is om weer 'n foto of Ja. te neem. Ja. Ja. Ek dink dit is belangrik dat koppels verstaan, jy weet, ons is nie Ja. En ek dink op enige punt wat hulle ook sal ongemaklik voel, ek sê altyd vir hulle, as jy enigstens ongemaklik voel, sê vir my. ja, sê vir my, ja. Ja. Ek moet nou uitgaan en dis Ja. 100%. Ja, Dit ja. is nie 'n probleem nie. Ja. Ja. Ek moet sê dit het dan nog nie met my Nee, dit So het nog nie gebeur met my nie, ja. gebeur nie, Ek dink maar dit is ek 'n sê groot- altyd maar net. ja, soos jy nou genoem het geraak aan soos 'n tipe van 'n emosionele intelligensie. Daai is baie belangrik as jy 'n geboortefotograaf wil wees. Om Is te baie weet baie wanneer belangrik. Read the room. yes, wanneer Ja. om te gaan, wanneer om te bly. Ja. Ja. Daai is baie definitief. belangrik, ja. Want ek dink dis daar waar jy kan boundaries overstep as jy nie daai sense het van okay, ek moet nou weg. Verseker. Ja. Seker, ja. En dan jy het ook nou daarin geraak, maar ek weet nie of jy wil uitbrei dalk bietjie op die respek ding vir daai geboorte
spasie nie. Soos jy gesê het, dit is 'n vrou is op haar vulnerabelste dae. Ja. En 'n man ook, want dis sy vrou Ja, wat daar en is, hy jy weet, hy is sien sy vrou bekommerd met oor die haar. pyn. Ja. Ja, hoe kan jy as 'n geboortefotograaf respek betoon? Respek betoon. Ja. So ek dink nou maar net uit ervarings uit, soos as ek nou sien nou maar met ja, ek kan nou baie relate met die vaginale geboortes want ek voel met 'n keiser is daar ook baie van daai, maar dis half vinniger in en uit. Ek staan op my plekkie, maar met 'n vaginale geboorte voel ek sien maar ek sien jy sien hierdie mamma en pappa nou regtig 'n oomblik en ek het nou al 'n paar foto's van hulle wat nou weet hulle oomblik het, dan voel ek gaan nou nie die heeltyd Ja. daar staan nie, ek sal nooit iets sê nie. Ja. Ek sal nooit inbraak maak op die oomblik nie, glad nie. So dis een van die goed en ek sal dan uitbeweeg of dalk net sê nou maar dit is nou nie sê nou maar kom ons sê die baba gaan nou gebore word, maar ek kan nie nou net uit die kamer uitgaan nie want dan sal ek selfs net ek het al soos bietjie weggedraai en sommer net daar by die venster uitgekyk so ek probeer regtig dat my presence nie hulle enigstens affekteer nie. Dit sê hulle vir my nader oor iets of wat ook al. Maar dit is soos 'n bietjie wegdraai, kyk uit net om vir hulle stil wees, glad nie inmeng met die oomblik nie want dis nie my plek nie. Ja, so dit sal ek sê is hoe ek my of daai oomblik sal respekteer. Is deur net ek is net daar. Ja, ek moet sê ek doen presies dieselfde eintlik, Want ek voel ook baie keer okay, ek het nou genoeg geneem van hierdie oomblik. Jy kan net soveel foto's neem van sê maar 'n pa wat 'n ma omhels terwyl sy kontraksie kry of terwyl sy nou druk of wat ook al, verstaan? Ja. Nee, dit is definitief. Dit is half soos 'n sens wat jy kry van okay, jy moenie nou nog neem nie. Ja. Dalk moet ons bietjie gesels oor die sielkundige doeleindes, soos ek weet nie of mamma sal met jou gedeel het soos wat hulle geboortefoto's vir hulle beteken het na die tyd nie. Ek het nou gedeel van my ervaring om deur daai trauma te werk, maar miskien kan jy 'n bietjie deel. So ek het een geval gehad waar ek 'n stilgeboorte moes afneem en dit is ook iets wat nogal mense dalk kan dink maar wil jy nou dit is nou regtig soos jy weet kan 'n mens dit afneem, jy weet. Maar ek en die mamma het 'n pad gestap en sy het vir my gesê 'n sielkundige het vir aanbeveel om 'n geboortefotograaf te kry want sy dink nie sy sou eers daaraan dink nie. Gedink het nie, En sy het toe vir my na die tyd gesê sy is so dankbaar. Dit is al wat sy het van daai babietjie en sy kan dan nou in terapie na die tyd deur dit werk en na daai foto's kyk en dit prosesseer al is dit hoe hard en hoe moeilik. En ek dink ook dis 'n bietjie versagtend om 'n professionele fotograaf of geboortefotograaf daar te hê, want jy kan nou dink met 'n foon is alles half kyk, jy kan nie die situasie versag, dit is wat gebeur het, maar jy weet angles en net soos emosie vasvang en so kan mens nie met 'n foon vang nie. En jy as ma of pa is so jy wil net staan en foto's neem en so dis 'n baie sensitiewe ding, maar die een ervaring wat ek nou gehad het was die ma ongelooflik dankbaar en sy sê toe vir my dit is al wat sy het. Is dit en daai oomblikke wat ek dink jou brein so baie van vergeet. Ja. En ek dink ook in my ervaring nou ook met gesprekke met so stilbond babietjies of so. Ek dink baie mense dink, jy weet, ons wil nou net jy weet, ek wil nou amper sê geboortes doen waar daar nou nie enige risiko's of so is nie. Maar ek dink 'n mens moet dit duidelik maak dat ons is daar vir as iets verkeerd oorloop. As iets verkeerd oorloop, onder diskresie van die dokter en hulle goedkeuring, maar vir my op 'n persoonlike vlak lewe hoe ek al dit 3 weke in die baarmoeder is of 42 weke buite die baarmoeder, dit is vir my 'n lewe en dit is my kosbaar en vir my is dit die ewe werd. So jy weet 'n babietjie wat oorlede is na 'n geboorte, dit is nog steeds, dis 'n lewe, dis waardig. Iets wat jy
wil vergeet eintlik Exactly. nie. En ek Dis dink juist mense- nou, Juist, en ek ja. dink dis mense natuurlike reaksie is, jy wil net vergeet daarvan. Ja. Ja. Maar op die einde van die dag, Ja. dit is soos jy sê, dis 'n lewe, dit Ja. was nog steeds valued. It's worth remembering Ja, en exactly. en documenting op die einde van die dag. Ja. Jy hoef nie dit daai foto's vir enigiemand te wys Ja, nie. ja. Dis net vir jou. Ja, Ja. ja, ja. En dan, ek het gedink om net ook 'n bietjie te praat oor my, soos hoe ek, want dis ook altyd 'n vraagie van mamma's, jy weet, word daai foto's gebruik op sosiale media of wat ook al. So in my kontrakte wat ek met my kliënt het, hulle ten volle sê oor daai foto's. So dit word nie my eiendom nie, Ja. as ek dit net so kan stel. So ek kan nie maak en breek met daai foto's soos Ja. ek wil nie. Ek dink my persoonlikheid lean ook baie meer amper sê konservatief en ja. privaat, ja. Ja. Jy sal onthou met my, jy het ek ons het tweede se ja, geboorte gedoen. ja. Vir my man ook, dit was sommer baie privaat Ja, ding. ja. Eers later van tyd het ek begin voel, "Sjoe, jy weet, dit is eintlik okay om van die foto's te Ja. deel, jy weet, daai tipe ding. Maar dit soos jy sê, 'n vulnerable Maar ook, space, dit het nie maar gegaan oor dat dit gruesome foto's was. exactly. Of Exactly. explicit of jy Exactly. weet. Dit was net soos dit soos jou man het gesê, soos Ja. daai een mooi foto Ja, van jy ek wat so onthou daai afkyk ene, na jou ja. baba, daai eerste Ja. kyk en dit was my so mooi en ek Ja. soos wens ek kan net daai foto Net daai post, ja. en ek respekteer dit dat Ja. hy gesê het nee, dit is Ja. julle moment en Ja. Ja. hy wil nie gehad dit almal moet Ja. deel in dit of In daai nie deel moment dit nie. nie, maar daai vulnerability en dit is 100% fyn. Ja. Dit is heeltemal verstaanbaar. Ja, so dis belangrik Ja. vir mammas daar buite om te weet ons Dit hoef nie geplaas te ja, word nie. dit is nie Ja. die einddoel nie. Nee. Ja. Dit is dalk hier en daar goed vir mense om te sien wat ons afneem met geboortes, maar ons post nooit iets onvanpas nie. Ja. Nooit, ja. Ja. En ek weet nie hoe jy dit hanteer nie, maar ek stuur altyd sien nou ek het soos 'n teater oomblik of jy weet 'n oomblik in die waar hulle in die gang staan of enigiets soos dit. Ek stuur altyd al die foto's wat ek wil post aan vir die mamma en die Ja, pappa, ek doen ook dit. vra toestemming Ja. en dan sal hulle sê oor hierdie foto nie hierheen en nie Ja, daai en dis wat ook presies al. wat ek Ja. doen. So ek praat vooraf met hulle, ek sê vir hulle mag ek maar, as ek nie mag nie, heeltemal Dan is fyn. dit fyn, En ja. dan ook ek sal vir hulle sê sê julle vir my watse foto's julle Ja. nie wil hê nie en hulle Ja. sal dit dan vir my uitwys. Yes. En dan ander mammas is soos, nee, cool. Ja, Gooi maar. enige iets. ja, ek het dit ook al Vrye gehad. rein, ja. 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 En dan ek dink mense gebruik maar jou diskresie Dis en nou wat jy presies nou wat ek post nou dink, nie. ja. 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 Ja, ek sit myself altyd in hulle skoene. As ek nou hulle was, wat sal ek nou, Watse jy weet. foto's sal jy wil hê? Ja. So weer eens alles rondom geboortefotografie word behandel met baie respek, integriteit. Ja, en 'n ons en doen 'n dit nie sensitiwiteit. net, ja, ons doen dit nie net om te sê ons neem geboortes af Ja. of om dit te adverteer om geld te maak of Ja. dit is nie hoekom ons dit Ja, doen nie. Ons ja. het regtig hard vir dit ons Ja, love it. ja, Ek kan ook nie wag vir jou voice note Ja, na die oor 'n tyd om wat te het nou hoor. gebeur Ja. en alles in detail. Ja. Ek dink ek is op hierdie punt in my lewe waar ek het nou reg vir my man ook gesê ek wil net eintlik geboortes doen. Dit is my droom vir George en die Garden Route waar ons nou gevestig is. Ek weet soos in die Kaap en Is jy weet groot. Gauteng. Ja. Dis groot daarso. Dit is soos 'n sommer 3 geboortes 'n ja, week elke. as jy nie 'n geboortefotograaf week. het nie, wat Ja, hoekom wat is nie? die storie? Ja. Ja. En hier, dit is nog ietsie wat groei en ja. So en dit is maar net oor die stigma wat daar is, jy weet wat dit is en Ja. wat dit nie is nie. So ek en jy werk hard behind the scenes om mense te educate. Ja, wat dit nie noodwendig is. te oortuig nie, maar net Ja. soos jy sê te educate, te En- sê dit is nie. Ja, en enige nie wysig wanpersepsies. nie. Ja. Ja. Jy weet soos te verduidelik. Maar ek ja, dink wat die dit nie beste is nie. getuie sal wees Ja. 'n mamma wat ons nou ja. al afgeneem Ja. het. Miskien kan ons een of twee van hulle innooi vir 'n gesprek. Ja. Ek dink nou aan 'n Ek is paar in my kom kop. en ek praat hier. Of ek Ja. enige iemand dit doen. Ja. Jy het al ook in gesprek het jy al gesê oor mense moet nie ook net dink aan die nou nie, soos oor 10 jaar byvoorbeeld. Jy weet nou as jou kinders al sê net maar jong tieners of hulle is Ja. diep in hulle tienerjare As hulle jou of volwassenes. optraande. Ja, Ja. ewen. Ja. En as jy nou moet gaan terugkyk na die geboortefoto's, dit moet nou nogal cool wees. Ja. Ja. Ek sê ek is so spyt. Ek Ja. kon nooit myne dokument nie, maar Ja. ja, net om te gaan terugkyk
as hulle 21 word op daai dag en net, ek dink die waarde groei met dit. Absoluut, Want in die oomblik dink ek, as jy nou dalk sou twyfel oor dit of so, ek dink jy dink te veel aan die fotograaf se presence en hoe dit nou moet, en is nou admin en is nou al die goed, maar as jy na die groter prentjie kyk, is dit eintlik so waardevol. Probeer fast forward, jy weet, in jou brein en imagine jy het daai om na terug te kyk. Ja, dan terug, En dis nie altyd, ook met geboortefotografie, dis nie altyd net daai oomblik waar die baba gebore word nie. Exactly, dis die hele storie. Daai van die begin af. So ons kan praat oor die proses van 'n keisersnit, die proses van 'n vaginale geboorte. Praat jy dalk oor die proses van 'n vaginale geboorte? Hoe So dit is natuurlik super onvoorspelbaar. Dit kan of baie wat dit ook moeilik maak vir ons as mamas. Mamas voel altyd, wanneer moet hulle my nou laat weet? Ja. So ek het na die laaste ruk baie vinnige bevallings gehad. Maar nee, so gewoonlik sal dit so hier in aktiewe kraam wees wat sê maar wat 6 cm is, maar 4 cm is al pushing it. So dan sal ek hospitaal toe gaan, maar dit hang ook af van die ma se geskiedenis en geskiedenis ook, so dit hang af van is dit 'n eerste, tweede of derde baba, want dit kan vinniger wees soos wat dit aangaan. Maar so op die punt wat ek dan by die hospitaal kom is altyd 'n bietjie anders. So dit sal of wees weet sy's nou die baba gaan nou amper uitkom of dit ek mis dit of maar in elk geval so okay, nou is ek by die hospitaal en dan pop ek nou gou in en dan kyk jy na die situasie uit en dan dokument jy nou sien nou maar daar's nou kontraksies, dan neem jy nou 'n bietjie dit en dan hou jy nou maar dop hoe dit verloop. En dis my altyd so mooi daai wat die mamas nou in die drukproses is en die pa se hulp en dit is so mooi vir my. En dan natuurlik ek raak sommer so opgewonde as ek nou aan dit dink, maar en dan as daai babatjie nou gebore word, ek huil sommer saam. So dit is net so ongelooflik, maar ek dink ook omdat ek self ook 'n ma is en self deur dit is, ek voel so wat daai ma voel. Absoluut. So dan met die vaginale geboortes dan sal ek nou babatjies nou uit en dan neem ek nou gou vinnig net soos as die babatjie uit is dan lê die babatjie nou daar vir 'n oomblik en dan sal ek gou vinnig daar neem en gewoonlik as die pappa die naaldstring wil knip, dit is ook altyd 'n baie mooi oomblik en dan gee ek nou hulle spasie om nou die oomblik in te neem. Ek hang nou nie heeltyd daar rond toe want hulle bly omtrent so uur in die kraamkamer. So dan sal ek ook nou spasie gee en dan gewoonlik as die babatjie nou gemeet en weeg word, dan gaan die pa saam en dan stap ek nou saam en ek neem dit af en dan as die babatjie weer terug gaan kamer toe sal ek nog so 'n paartjies neem. Dan is dit. En daai hele proses is ook maar, jy weet, saam met die susters, mens is half onderhewe aan hoe hulle jou ook guide en sê, okay, hoorie, mamma is nou so ver, dit is wat ons nou oor gepraat het, of dokter was nou hier, dis wat hy of sy sê, jy weet, daai tipe ding, om onder daai guidance ook besluite te neem rondom die fotografie, soos wat die proses verwikkel. En kommunikasie vooraf nou, voor ek by die hospitaal kom, en jy by die hospitaal kom, is baie belangrik, want dit is so onvoorspelbaar, jy dink nog, jy kry 'n pyn, en die volgende oomblik kom jy baie. So ek het nou al 'n paar situasies gehad, waar die kommunikasie nie fantasties is nie, en dan mis ek dit, wat my swaarste is. Dis baie sleg, Ek dink, ek weet nie, dit pla my, nog dae later, dan pla dit my. Maar dit is uit want my jy hande leef jou so in en jy stap 'n pad, en dan as dit gebeur dat jy mis, is dit nou, dis regtig soos jy kon nie daar wees nie, dit is soos, dit het net te vinnig gebeur. So kommunikasie, 1 uur, 2 uur, 3 uur die oggend, bel, nie WhatsApp nie, bel, So dis maar basies die proses van 'n vaginale geboorte dit is maar hoe dit verloop. En dan kan dit ook nou wees, soos ek bedoel, vir ons nou, dit voel vir my bietjie, al die geboortes wat jy afneem is baie korter. Ja, dit
maar myne is baie is baie so lank, baie vreemd hoe ure. dit Dit is uitwerk. vreemd hoe dit uitwerk. Maar ja, en dan daar's maar daai onvoorspelbaarheid ook jy weet nie, jy weet jy kan op 2:00 die oggend by die hospitaal inkom en jy ry 2:00 daai middag. Jy weet net nooit hoe dit gaan uitspeel nie. So dit is maar iets, ek dink dit is hoekom geboortefotografie ook 'n bietjie meer aan die duurder kant is. Yes, Omdat is vir daai dit is dit. Dis daai tyd, dit is daai kennis, dit is onvoorspelbaarheid. Ja. lisensiering wat ons betaal, dis ons gear wat ons Ja. gebruik. Dis nie sommer net, "Wow, kyk hoe ek gryp my kamera, hier's ek op pad nie." Ja. Ja. Ons moet in ons scrubs werk. Daar's jy weet ons reëls. Dit Dis is 'n riglyne, baie ja. ja, Ja. is 'n daar is riglyne. Vertel ons van 'n keiser se verloop. Ja, so die keisers. Wanneer jy ingaan en Ja. dit werk in teater en so. So met keisers gewoonlik is ook maar ek ontmoet altyd met van my kliënte vooraf. As hulle nie in persoon hier in die area in George of so is nie, sal ons probeer kyk as hulle nou deurkom vir scans of so om te ontmoet. Anders sal ons dalk 'n Zoom call of 'n WhatsApp call of ietsie probeer inwerk. Maar ek hou daarvan dat hulle my sien en ek hulle sien, ja. Veral vir die pappas onthaalde ook. Op die dag jou ontmoet. Ja, en jy stap in en jy is so 'n soos bietjie onpersoonlikheid. Ja, Ek ja. voel met die mense 'n verhouding bou ten minste. Ja, exactly. Gaan nou in hierdie ongelooflike sacred oomblik deel Ja, wees. jy wil weet, jy wil bietjie van hulle storie al gehoor het, jy weet jy wil dis maar vriendskappe, al my kliënte, jy stap weg as Dis is dit vriende. kan nie anders as om nou ja, vriende te raak exactly. of En dan goeie nooi hulle verhouding jou te hê sommer nie. hulle newborn toe kom doen Ja, en dan bou jy eerste verhouding en verjaarsdag, dit is jy weet, net- soos ag, al ja, daai. ja. Dit is maar hoe dit vir ons altyd eintlik is, maar ja, so keisers ek ontmoet voor die tyd en dan sal hulle my op datum hou met wat die dokter sê byvoorbeeld met elke scan. Dis sê okay, hoorie, dis nou 'n week vroeër of 'n week later of wat ook al. Met onbeplande keisers volgens maar amper dieselfde proses. So ek sal sê okay, hoe laat het hulle gesê gaan jy teater toe? Dan werk ek altyd so 2 ure terug. Partykeer ewen 3 ure. Veral as dit 'n eerste keiser is. Dan sal ek al daar by die hospitaal begin vertoef, sê nou maar in die kafeteria, begin rondhang, bietjie sit en werk doen daar, maar heeltyd soos in kontak wees met die mamma of die pappa. En dan ja, sal ek seker so 1 uur en 'n half voor die geskeduleerde tyd dan nou vir teater is, sal ek ingaan, hallo sê, jy weet net 'n paar fotootjies kry, dalk wil hulle weer ook net baba se hartklopie monitor, daai tipe van goed, net die reg kry, al die voorbereiding. En dan nou soos hulle mamma sal in wheel teater toe, waar die pappa saam is, ek sal al daai oomblikke wil kry, soos wat ons in die lift ingaan. Ja, mens vergeet dit. Dit want dit is so half onbelangrik op die dag. Ja. Maar as jy nou terugkyk en jy dink jy kyk nou daar. Die emosie wat jy af in die beleef gang, het, ja. ja. Ek wat nou selfs keiser gehad het, hoe Ja, ek in daai daai- bed gevoel het. Oei, gat jy nou. Bedoel, jy onthou, ja, ek dit onthou, jy was het so gestres. Die emosies deur, jy weet, om net deur daai foto's weer te beleef, ja. En dan nou obviously, as dit nou kom by teater, joh, dis streng daarop en hulle het reëls vir 'n rede. So ek sal altyd eerste ding wat ek doen as ek inkom is ek gaan reguit na die hoof van die teater toe, gaan vra net weer die toestemming, wys net vir hulle ek het dokter se toestemming, net om hulle toestemming ook te kry, dan sal hulle die papiere vir my invul. En dan moet jy ander scrubs gaan aantrek want ek kom ons nou van buite af. My scrubs kan vol kieme en goed wees. So dan doen jy 'n scrub change, doen alles wat nodig is vir teater en dan stap jy nou in en hulle stoor dan nou vir mamma in, doen haar spinaal, alles met die narkotiseerder en alles daai neem ons nie af nie. Dus mag jy dit afneem nie, dit is een van die reëls en dis ook 'n baie sacred spasie en dis ook 'n mediese prosedure. So ons mag neem nie dit af enige nie. mediese prosedures afneem nie. Ja. So dan wag ek wag en hulle sal alles doen om haar voor te berei tot die oomblik waar hulle begin sny met die prosedure en dan gewoonlik sal die narkotiseerder vir my die go-ahead gee om te sê hoor jy mag maar inkom of die persoon wat dan nou in beheer is op daai dag in teater vir my sê hoor ek mag inkom. Ons het baie spesifieke plekkies waar ons mag staan. En ja, dit sal dan gewoonlik die narkotiseerder wees wat vir my sê hoor jy mag nader kom of jy weet jy kan hier kom staan. So ons is eintlik oorgelewer aan dit wat die personeel vir ons toelaat om te doen. Ek weet nie in jou ervaring ook self. Ek voel verskriklik op my senuwees. Ek gaan net leer daar in daai teater. Want 'n mens wil nie overstep nie. Dis die ding. Ek is so bang om te overstep. Ek wil nie enigsins vir iemand
'n oorlas wees nie, Ja, want ja. dan skend Of van die pad wees, van die pad of- wees of ja. iets nie, ja. Ja. So jy is maar te bly as iemand sê, ag man, kom staan hier. Kom bietjie Yes, man, nader. hier kom Ja, ek. dit's dit lekker. Ja. Dan gaan jy in vir daai shots en jy kry Ja, dit. en jy kry dit. Ja, Maar ek sê ook altyd maar vir my ma's as dit 'n keiser is, ek kan nie vir jou garandeer Ja. dat ek Ja. daai oomblik gaan kry Daai wat is die baba belangrik. uithaal nie, Ja. want dis die foto's wat hulle dalk al gesien het nie, want dit is maar jy weet nie. Dit hang af. Dit hang af. Ja. Ja. Wat Ja. wie daar is en of dit toegelaat word Okay, of nie. en dan ja. as die babatjie nou uit is, dan So die babatjie is dan nou uit en dan sal daar gewoonlik 'n pediater wees wat op roep is wat dan nou net die babatjie check, die apgar. ja. En dan doen hulle al daai checks en dan sodra hulle gelukkig is, dan sal hulle die babatjie na die mamma toe bring. En gewoonlik een van die susters wat dan nou in die saal ook is by die mammas, kom dan nou saam teater toe. So hulle is dan nou half die wingwoman of wingman wat dan nou, jy weet, saam gaan. En ja, dan sit hulle gewoonlik gee die babatjie aan vir die mamma op die bors, net 'n bietjie daai skin to skin en dan ja, dan is En dit jy neem dan basies nou dit ook nog dan af. neem ek dit af, ja, daai eerste ja. En dan sal ook voor die tyd voor die babatjie na die pediater toe gaan, is daar ook party van die ginekoloog sal ook babatjie oplig en vir die mamma wys en vir pappa wys. So daai interaksie hou ek Ja. ook van. Ja, en dan is dit basies dit hang ook maar af. Partykeer gaan baba direk saam met pappa en die suster op kamer toe. Dan skin to skin die babatjie met pappa bietjie bo. Terwyl mamma in recovery is, net om seker te maak, jy weet, alles is okay voor hulle haar weer opbring na die kraamsaal toe. En ja, dan van daar af is dit ook die weegfotootjies, koppiemeet, lengte van die baba, jy weet al daai mooi Ja, mooi dis oomblikies, mooi ja, ja. En dan as dit hang af oor hoe die mamma voel, want elke mamma het ook maar 'n ander reaksie. Party wil nie noodwendig na die tyd weer neem nie, party voel ja, ek onthou met my, ek was soos nee. Ja, ek het vir Storm gevra, moet ek nou teruggaan? Ja. Moet ek nie? En hy was soos nee, ek dink jy's nou okay, maar Ja. jy het nie so nie, lekker gevoel ja, nie. ek was onthou, bietjie sy out sê, of it, "Storm, ja. gaan nou nie Dis ek iets vir jou, wees en yes, nou- nee, ja, ek nee. dink nie. So ek hang maar, ek sê vir die mamma, sê vir my hoe jy voel, wees eerlik met my, soos ek is totaal oorgelewer aan dit wat jy graag wil hê. So as die mamma keen is, dan sal ons na die tyd 'n bietjie foto's neem, jy weet, soos as sy wil daar sy bietjie borsvoed of jy weet daai skin to skin moments, ja, so en dis dit, ja, en dan keisers is gewoonlik baie korter die hele proses, omdat dit mos nou meer voorspelbaar is. Maar baie keer kan 'n mamma bietjie langer in recovery ook wees as ander. Ag ja. En dan het ek nou al twee stelle tweelinge ook al afgeneem met Dis keisers, cool. ja, wat nou obviously bietjie langer vat, nie want soveel dit langer is nie. nou, ja, maar dis dubbel Maar dit van is alles. ja, dit is 'n bietjie meer. Mamma is en al langer in daai recovery ook Ja. en die weeg en al daai goedjies en dan om die tweeetjies saam met mekaar af te weeg, ja, dis so kosbaar. Ja. So ja, en dan partykeer dit het al gebeur wat jy weet as hulle terug is in die kamer dan kom Boetie of Sussie om hulle te ontmoet, kan 'n mens daar interaksies doen, ja. Miskien Maar moet dis jy net die dalk ander bietjie ding, dis net add, fresh ja. 48. Miskien kan jy dalk bietjie Ja. sê ook van Jy dit. sien, ek hou nogals van 'n fresh Fresh 48 48, ja, is maar lekker. veral as daar ouer boeties of sissies is. Ja. Daai reaksie is priceless. Ja. Weet jy die een seentjie wat ek doen al hulle familiegoedjies Ja. en dit so week of 2 voor die geboorte het ons nou 'n maternity shooting Ja. gedoen. En maar hy se hootie seentjie, nê. En ek is nou in die kamer en hy besef al vir dadelik ek is nou daar nie. Ja. Hy kom ontmoet nou vir Sissie en hy is nou besig daar en op 'n stadium maar kyk my so. Hy sê, "Waar en jy nou weer?" Sorry. Dit is net so cute. Ja, ag nee, maar dit is so mooi en dis ook nie gepose regtig nie. Ja. Jy sal nou Ja. hier en daar 'n bietjie Ja. guide, maar nee, dis ook maar baie Daai rou, daai rou ja. is baie in die oomblik en met dit sal ek ook ek doen dit gewoonlik in besoektyd ook Ja, wanneer ja. die ma reg voel. Yes, Want yes. hulle moet obviously Either dieselfde dag of miskien die volgende dag. ja, meeste doen ek gewoonlik as dit 'n keiser was die oggend, dan sal die middag Middag, dalk, ja. maar dit hang maar af van die ma, want jy wil ook mos nou maar vars voel en Ja. ja, baie ma's wil eers opstaan Ja, na die keiser ja. en so, maar ja, so dis ook altyd lekker dan. Okay, sê net maar daar is nou nie 'n sibling by 'n eerste sibling nie, dis dit ook baie mooi. Ja, Soos dan net kan jy daai- bietjie inzoom op Ja, en jy dit neem klein soos daai detailtjies. die bandjies af Ja. en soos daai detail wat Ja. net op daai in daai 48 uur voor hulle gebad is ja, en net ja, daai ja.
ag, dis te Die sweet. velletjies en die Ja. alloy. Ja, die oor 'n week lyk hulle weer anders. Ja, exactly. So, dit Ja. is nogal iets om te onthou. Ja. Ja. As dit vaginale geboortes is, shape van die koppie Ja, en al daai Ja. daai goedjies, ja, wat dit so is 'n baie- soos jy sê is baie uniek vir daai 48 uur, ja. Ja, fresh 48 is ook lekker. En dis ook 'n as iemand dalk nou baie skrikkerig is vir geboortefoto's, is dit altyd 'n goeie tweede opsie. alternatief, ja. Ja. Dit gaan nou definitief nie die geboortestorie vertel nie, maar ten minste vertel dit daai varsheid, Ja. van die En is iets anders in die hospitaal en ja. my mamma voel partykeer ook baie nog soos Ja. met nie lekker nie, maar Ja, ek moet ja. sê die mammas wat ek gedoen het, was baie oop vir soos dis so ek nou lyk. Ja, dit is hierdie hoe is ek nou lyk na ek, ja, geboorte, exactly. En dis fyn. Dit moet eg wees aan wie Dit ek moet eg is, wees, ja. Weer eens, jy hoef nie daai foto's vir almal te wys, dit hoef nie iewers opgesit te word nie. Dis net daai rouheid. Daai ek sê altyd ek is mal na ek geboorte gegee het. Ja, Jy onthou nie. Ja. Jy onthou nie al daai goedjies so. Goed, ja, so ek dink dit sluit dit dalk af. Ek dink as ons nou nog vrae inkry, kan ons dalk nog episode doen. Ja. 'n bietjie meer daaroor te gesels en so, maar ja, ek dink hierdie is net 'n net vir kykers en luisteraars om te weet oor hierdie is waaroor dit gaan, wat dit is en ja, so as jy meer wil weet, ja, kontak ons. Ons is meer as bereid om enige vrae te antwoord. Ja, enigiets rondom dit, hè? Ons is gemaklike mense. Ja, en ons is ook mekaar se backup fotograwe, ja. So as ek nou 'n krisis het of wat ook al gebeur, ons is daar vir mekaar en ken eintlik maar mekaar se kliënte ook half in 'n manier. Ja, want as ons een van ons 'n geboorte kry, dan sal ons ja, deel altyd. ja, en ons stel mekaar al van mekaar voor. Ek Ja. vertel vir my kliënte van Anja, Anja vertel hulle van my sodat ons weet, jy weet, in case Ja. is daar is iemand anders. En ons albei het dieselfde manier ja, van doen ja, in die sien hospitaal. dinge baie dieselfde. Ja. En, ja. dieselfde ervaring kry. Ja, Ja, exactly. nie bekommer as jy dalk vir my boek of Ja. andersom en een van ons moet instaan dat dis nou Ja, dis nou 'n heel nuwe persoon en dis ons volg dieselfde reëls, dis dieselfde alles. sien dinge baie dieselfde ook, ja. Goed, ja, dankie dat julle geluister het en episode gekyk het. Subscribe asseblief op ons channels en gaan volg ons asseblief op social media. Deel dit met mamas to be. Dit is altyd 'n goeie idee om dalk dit as 'n geboortefotografie of dalk 'n hele pakket te gee in te klap op 'n baby shower, ooievaarsdee en dit dan as 'n groter geskenk te gee. Ja, ek het al baie gehoor, ja. En ons het ook betalingsopsies, jy weet wat beskikbaar is. So dit is nie noodwendig. Ons is baie fleksibel as dit kom by dit, want ons weet die waarde wat dit dra. Ja. So moenie dat finansies noodwendig 'n afsitfaktor is nie. Ja. Dankie julle.